iemand soos U nie. Here, daar waar 'n volk gestaan het voor 'n rooi see, Here, het hulle nie die weg gesien nie. Maar Here, toe kom hierdie woorde van hierdie lied tot 'n werklikheid wat sê ek is die wegbereider. En U split die see en U maak vir die volke weg, Here, en so maak U vandag nog vir die volke weg, Here. Ek weet nie wie is dit vanmôre nie wat voel hulle staan hierso voor 'n dooie see. Ek weet nie wie is jy nie en jy weet nie waarna toe nie. Hierdie liedjie en hierdie woorde sê en die Here van hierdie woorde sê daar's 'n wegbereider en hy is jou wegbereider. Hy sal vir jou die pad oopmaak dat jy kan deurstap daar waar jy nie 'n weg het in hierdie môre. Here, dankie vir hierdie woorde. Dankie vir lof en aanbidding, Here, wat ons kan toesing, want U is waardig en U is heilig, die enigste waaragtige. Here, seën hierdie woord in elke hart, Here, dat ons ontvanklik sal wees vir wat U met ons wil doen. Verberg my onder die bloed, Here, want ek is maar 'n mens met woorde wat baie keer stotter en nie altyd mooi uitkom nie, Here. Maar U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard en dit dring in tussen murg en been. En ek dank U, Here, vir U groot genade. En die volk sê amen. My God, julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie vir die lof en aanbiddingsspan. Ons waardeer julle. Ek is nogal opgewonde. Ons het eintlik 'n woord wat net inskakel by die reeks preke wat al gepreek is. Het sy of dit nou die vorige een is wat ek gedoen het, of dit pastoor Henry, of dit nou Marius sinne is. En julle sal weet, ons het gepraat van die koninkryk, God se heerskappy binne in my en jou. Ons het gepraat van God se geregtigheid, God se heerlikheid, en ons het ook gepraat van heiligmaking. En hierdie vul aan by daai woorde. Maar daar is wel 'n ander invalshoek wat die Here my gegee het, wat ek tot julle harte moet spreek in hierdie oggend. En vir ons om weg te spring met dit, gaan ek vir julle die tema van die woord gee, die grenslyn wat die beeld van God vorm. Die grenslyn wat die beeld van God vorm. As jy 'n woord het, kan jy net so 'n paar blaaie blaai. Ons gaan hierdie hele woord inlyf met Genesis 1 vanaf vers 26. En as jy 'n woord verder wil oopmaak, die volgende gedeelte gaan ons vervat uit Galasiërs hoofstuk 5 uit. Maar kom ons begin by Genesis 1:26. Julle kan julle woordvorm volg of op die bord. Genesis 1 vers 26. Het God die volgende woorde gesê, en God het gesê: laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En hoor mooi, en God het die mens geskape na sy beeld. As julle hier is, sê sy beeld. Jy is geskape na God se beeld. Hoor julle wat ek sê? Want ek dink party mense glo dit nie, en dit is waar ons 'n bietjie net vasstrap hier. Jy is geskape na die beeld van God. En dan sê dalk vandag, as ek so rondkyk, lyk dit nie so nie. Ek het nou die dag weer iemand gehoor, ons gaan nou verder lees. En julle ken al daai woorde, want julle het al baie mense het gehoor sê, dat as dit toe 'n Christen lyk, dan wil ek nie een wees nie. Julle het al gehoor? En hulle verwys spesifiek na die mense in die kerk. Maar dit is 'n leuen wat die vyand van voorhou. Want hy lees nie die hele gedeelte vanaf die sonde, dat elke mens het geval, en dit ontbreek hulle aan die geregtigheid van God. So ja, dalk het ons bietjie van daai beeld verloor. Maar jy's geskape na die beeld van God. Alright.
En God het die mens geskape na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So, oomies, jou vrou is nie 'n tierwyf nie, hoor. Sy is ook na die beeld van God geskape, nie net jy alleen nie. Nie net Adam is na die beeld van God nie, jy ook. Jou vrou ook. Jou kinders ook. Al is hulle partykeer 'n bietjie wild. Party mense het rustige kinders, ander mense het besige kinders. Ons het soms 'n bietjie iets van albei gekry. So, God het hulle geskape, man en vrou, na sy beeld. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, ek kan dit 'n bietjie onderstreep daar, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Onderwerp dit en heers. En hierdie hele woord is die inleiding van 'n koninklike heerskappy wat die mense op aarde moes vervul. Julle ken dit, julle weet dit. Dit is algemene kennis hierdie. Ek wil verder vir julle sê, toe ons begin het, daar waar hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. En daarna sê hy na die beeld van God enkelvoud. Wil ek maar net vir julle noem, dat as julle navraag het oor hierdie woorde en julle verstaan dit nie, ek gaan dit nie vandag behandel nie. Maar dan kan julle na ons toe kom, na my pastoor Henry, of julle kan by die kantoor 'n navraag rig, en dan sal ons kyk hoe ons dit vir julle kan bedien, om hierdie lering vir julle te bring, as jy dit nie verstaan nie. So ek gaan nie daarop stil staan nie, maar hy verwys na die beeld van God in 'n enkelvoud. Jy is een mens na die beeld van God, en dit verwys ook na die heerskappy wat God vir die mens gegee het op die aarde. Nou wil ek net so 'n bietjie stil staan hierso, want dit is iets wat ook baie mense vra. En baie mense wonder daaroor. Want as jy verder gaan lees, het ek net kyk, vers 31. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dis aand en môre die 6de dag. Nou baie mense kom met die vraag, as God alles gemaak het, en dit was baie goed, nadat hy Adam en Eva geskaap het, en God het voorkennis, en hy is alwetend, en alomteenwoordig. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, dan vra die mense, hoekom het hy hulle gemaak, as hulle sou sondig? Hoekom het hy Adam gemaak? Of Eva? Hy het geweet, sy gaan daar sondig. Hoekom het hy nie die boom dan uitgetrek nie? Het julle al daai vraag gehoor? Niemand nie. Daar is mense wat dit gehoor het. Daar's mense wat hierdie vraag vra, en gewoonlik is dit wêreldlinge wat dit vir jou gaan vra, want dit hinder hulle geloof. Maar daar is 'n interessante ding, 'n interessante vers wat ek vir julle wil lees. Want toe God dit gemaak het, en in sy alwetendheid, en hy het gesê, dis baie goed, dan staan daar 'n skrif in Kolossense, ek net kyk of ek hom hier kan kry vir julle. Kolossense 1 vers 15, ek gaan dit vir julle lees. Die hy wat daarvan praat is hoofletters, het verwys direk na Jesus Christus, is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Het julle hom? Dit is 'n kwaai vers. So wat hierdie skrif sê vir my, is alhoewel God alles geweet het wat die mens gaan doen, alles, in sy perfekte plan vir die mens, vir ons vandag, was Jesus Christus heel eerste. Hy was heel eerste in die raadsplan van God. Hy het geweet daar gaan 'n sondeval kom.
En julle sal dit ook verder sien in die belofte wat hy gemaak het in Genesis 3 vers 15. Daar gaan 'n verlosser kom. Daar gaan 'n verlosser kom. En dit wat die mens verbrou het, gaan hy kom herstel. Want soos wat Adam en Eva in die tuin van Eden daar moes staan en hulle eie identiteit, hulle eie keuse gehad het, so het ek en jy vandag presies daai selfde keuse. En dit is vir my baie kwaai, ons gaan nou aanbeweeg. Want ek en jy kan hy selfde heerskappy hê wat die Here vir Adam en Eva gegee het voor die sondeval. Want toe hy gesê het, dis baie goed, het Kolossense 1 vers 15 klaar gerealiseer in God se raadsplan. Want hy het geweet, daar gaan 'n verlosser kom. Hy gaan 'n prys betaal vir my en vir jou. Maar ek en jy die keuse, soos wat sy en Adam die keuse gehad het om van daai vrug te vat of nie, so staan ek en jy vandag voor die keuse, nie net om die Here aan te neem nie, maar ook gaan ons 'n vrug hê vir iemand om te vat. En dan wat se vrug gaan dit wees? Gaan dit 'n vrug wees tot stigting van lewe, of gaan dit 'n vrug wees van die dood? Want jy sien, ons kan vrugte dra, maar dit kan mense geestelik dood veroorsaak. En ons gaan nou by daai lys goed kom. Ek het hier net geskryf, jy weet, Adam is in die beeld van God. En daarom moes daar 'n tweede Adam kom, Christus, om hierdie beeld wat Adam laat skade ly, laat hy verval het, om daai beeld te herstel. En ons moet verander na daai beeld van die tweede Adam. Nie na die eerste Adam na die sondeval, na die tweede Adam. So dit praat van heiligmaking. Dit praat van 'n koninkryks leefwyse. En glo my vry, hierdie boodskap is nie gemik op bekering nie. Hierdie hele boodskap is gemik op na ons bekering. Wat doen ons na die tyd? En ek wil vir julle dan blaai na die volgende deel toe, Galasiërs 5 vers 19. En dan gaan julle sien hoe skakel hierdie twee van Genesis en Galasiërs, hoe skakel dit in mekaar in. Ek net vir my ook blaai na Galasiërs toe. En Galasiërs 5 is 'n baie bekende deel. Ek gaan hom eers lees en dan kan julle my prentjie vir my opsit daarso. So kom ons lees eers die skrif. Galasiërs 5 vers 19. Het julle hom? Daar staan: en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, hoor mooi, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ons praat hier van die heerskappy. So as jy die heerskappy van Christus wil verloor in jou lewe, doen jy van daai goed. Dis wat Paulus sê hierso. So, dan praat hy verder, vers 22. Maar die vrug van die Gees, dis die vrug wat ons moet dra, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So hierdie is 'n baie goeie gedeelte. Ek dink as ons van
hierdie klein kindertjies hier agter by die kinderkerk nou hier kon gehad het, gaan hulle vir ons 'n liedjie sing van hierdie. En dan het hulle al die vrugte van die Gees en hulle noem dit op en hulle sing dit en dit is te pragtig. En ons almal ken dit, miskien het ons dit ook geleer in die Sondagskool. Of in die kinderkerk. Maar ek het vir julle 'n prentjie vandag. Dit is die beste poging wat ek kon aanbied. My rekenaarkennis is so oor die 20 jaar agter. So verdra my net van dit. Maar laat ek julle net verduidelik wat is hierdie prentjie. Dat ek hierso so staan. Hierso is 'n ronde sirkel en dan sien julle daar's 'n sterretjie bo die ronde sirkel. Alright. Nou wat dit voorstel is die dag toe jy die Here Jesus aangeneem het. Toe kom jy's die sterretjie in hierdie voorbeeld. Party dalk 'n ander shape, party is dalk so vaal en party is dalk bietjie anderster, maar in hierdie oomblik is ons 'n sterretjie. En jy kom sit jou lewe binne in Christus in. Of Christus binne in jou lewe. So, maar nou sit jy met 'n probleem, want jy's nie volmaak nie. Jy's nie 100% nie. Want julle sien die sterretjie het 'n paar punte wat uitsteek bo die sirkeltjie en dan is daar 'n paar gaps. Daai driehoekie in die middel is die senterpunt. As jy Korintiërs 13 gaan lees, dan sal jy hoor, hy praat van nou bly hierdie 3 oor, geloof, hoop en liefde. Dis 3 komponente wat jy teenwoordig moet hê in jou lewe na bekering. As dit uit die sirkeltjie uit beweeg, dan het jy 'n bietjie moeilikheid, dan moet jy kom vir 'n sessie of 2. Pastor Henry en almal hierso sal jou help, ons sal jou ook help. Waar's Anton? Ek geniet vir Anton, ek gaan jou verseker help. Anton moet hulle jou daar by die deur kry. Net so. Nee, weet jy wat? Dan lyk ons dalk so. Die probleem is, as jy hierdie Galasiërs 5 lees en die heiligmaking en die hele koninkryk en alles, vind ek dat baie van ons bly daar. Jy het jou hart vir die Here gegee, maar daai grys hoekies wat daar uitsteek, dit is nog nie in lyn met God se woord nie. En dan wil ons dit daar los. En daai gaps wat daar is, dis tekorte wat ons moet groei in die gees wat nie aangespreek word nie. Nou so ek sê, dis 'n voorstelling. Dalk is jou sterretjie dalk net so aan die punt van daai sirkeltjie. Dalk het jy baie minder grys hoekies wat uitsteek. Dalk lyk jou prentjie dalk 'n bietjie anderster as hierdie ene. Maar jy verstaan wat ons moet verstaan hierso in ons stap saam met Christus en van die begin van die jaar af, hierdie hele roete wat die Here met hierdie kerk stap, en nie net hierdie kerk nie, as jy gaan luister na boodskappe oor God se gemeente, oor sy liggaam heen, vind ek baie boodskappe wat wys na heiligmaking, na groei. Nou hoe volg ons Christus? Want ons sê, ons is sy disippels, ons is sy volgelinge. Maar ek vind as ek na hierdie skets kyk, die Here het sekere goed nie gedoen nie, wat ons dalk doen. En dalk stap ons hier uit, nadat ons pragtig mooi gesing het. En dan praat ons mond nie dieselfde buitekant die kerk as binne in die kerk nie. Dis so. En ons kan nie hierso vandag sit, en ek kan nie vandag hierso staan en sê, ek is daai perfekte sirkel nie. Glad nie. Maar ons moet begin identifiseer, en dis die roete wat die Here wil hê ons moet vandag verstaan. Ons moet nie net sê, wie wat, ek is klaar, ek het my hart vir die Here gegee, ek is daar. Wat is die punte van ons wat uitsteek bo daai sirkel? Wat 'n area, ek kan nie dit vir jou identifiseer nie. Ons kan dit dalk doen met 'n beradingssessie en vorms invul alles. Maar weet jy, partykeer moet ons dalk net self gaan sit en sê, wat is daai area daar? Dalk het jy net 'n groot ding waarmee jy nou moet werk. Wat is hy? En die ding hoe ons dit gaan sien, en dit is hoekom ek Galasiërs 5 ingebring het. Want hy praat hier, ons weet, dit is die vrug van die gees, en hy praat van die werke van die vlees. Maar daai werke van die vlees bring 'n geestelike vrug voort.
En is nogal bietjie meer intens as jy 'n pa en 'n ma is, of 'n oupa en 'n ouma is. Want 'n oupa en 'n ouma moet vrugte gee vir hulle kleinkinders. En 'n pa en 'n ma moet vrugte gee vir hulle kinders. En naderhand hulle kindskinders en al daai, en die maatjies wat kom kuier. Hoe lyk die vrug wat jy gee? Wat 'n vrug dra ons? Want die woord sê ons moet 'n vrug gee van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En ons ken dit. En ons praat dit. Maar gee ons werklik daai vrug? Want as ons vind dat daar's 'n hoekie wat uitsteek en daar's 'n gap, die ding is, as ons daai gap wil vul, moet ons hierdie hoekie intrek. Want jy kan nie 'n goeie vrug gee, maar die slegte vrug tak hang daar, hy's nie afgesny nie. En dis waarheen die Here met ons wil gaan. Ons moet identifiseer, wat is daai slegte takke? En dan gee hy hier so 'n klomp goeters, die werke van die vlees. Oorspel. Mag dit nie sê nie, want jy oordeel. Die woord sê, nee, sny af daai tak. Sny af daai tak. Hou op om na ander vrouens te kyk. Sny hom af, as jy getroud is. Dis jou vrou. Dis jou man. Sny dit af. Moenie wonder daaroor nie. Moenie dink en sê ek gaan en ek gaan en ek gaan nie. Sny hom af. Hoerery, sny af. Onreinheid. Dis baie keer wat is dit? Dis vuilheid. Wat's in jou hart? As jou hart nie skoon is nie, vuilheid, ongebondenheid. Ongebondenheid is 'n groot ding. Die verduideliking dit is sonder beperking of verpligtinge. En dit deel nogal met al daai goed, jy wil losmaking soek. Ongebondenheid aan die liggaam van Christus. Jy wil losmaking soek, jy wil geen verpligtinge dra nie. Het grens aan rebellie. Volgende ding, afgoderry. O nee, ons doen mos glad nie dit nie. Haal uit jou selfoon. Haal uit en kyk. Hoeveel tyd spandeer ons aan dit? En ek praat nie van werk nie. Ek praat van meer as jou werk. Want baie mense werk op hulle selfone. Maar dan sê jy sien, die Bybel word een kant toegeskuif. Dis afgoderry. Dit is as jy enige iets hoor ag as God. As jy ontevrede is met wat God jou bied. As jy sê ek het iets beters. Dis harde woorde dalk om na te kyk, want ons kyk altyd net na die positiewe kant. Ons kyk altyd net na hoe gaan ons groei, hoe gaan ons beter maak, maar ons kyk nie na daai uitsteeksels wat ons moet aanspreek in ons eie lewe. En dis 'n individuele boodskap hierdie vanmôre. Dis nie ek vir julle nie, dis ek vir ek. En dis jy vir jy. Jy moet daai tentakel afsny. Jy moet daai uitgroeisel afsny. Ons praat van afgoderry, towery. As jy met dit doen, sny af daai goed. Word vervul met die gees van God. Want die towenaars van Egipte het ook hulle staf wat hulle gehad het, gegooi en dit het ook 'n slang geword, nes Moses se. Die enigste verskil is, Moses het dit nie gedoen met towery nie, hy het dit gedoen met God Almagtig. Want daar kom 'n tyd wanneer 'n towery sy beperkingkies het. Dit lok jou dalk met ietsie. Maar God is onbeperk. Amen. Vyandskap spreek na haat. En die ding is, mense wil dit altyd oordrewe maak. Baie keer haat ons goeters, goed wat mense dalk doen. Maar dan kyk jy dit wat die persoon doen wat verkeerd is, kyk jy half mis, want jy kyk eintlik vir die persoon. Sit moeilike een hierdie vir ons as Christene, want nou kyk jy stem nie saam met wat daai persoon doen nie.
Maar na gelang van tyd, dan sien jy nie meer die daad raak wat die persoon doen nie, jy sien die persoon raak. Haat, vyandskap, twis, nie in hierdie kerk nie. Wat's twis? Onenigheid. Iemand wat heeltyd verdeeldheid wil inbring, wat heeltyd wil rusie maak. Het staan loodreg teenoor eenheid. Die Here Jesus sê, kom eendragtig by mekaar. Kom loof hom uit een mond. Moenie 'n wig probeer indruk oral nie. Sny daai ding af. Sny hom af. En jy sien die volgende ding wat onenigheid voel, is gewoonlik as gevolg van die tweede punt, of die punt na dit, is jaloersheid. Want hoekom wil jy wig inbring? Hoekom wil jy rusie maak? Hoekom wil jy onenigheid bring? Jaloesie, jaloersheid, afguns wat verteer, wraaksigtigheid. So, twis, jaloesie, en dan kom ons op na toornigheid. As jy nie jou sin gekry het nie, dan raak jy kwaad. En as jy nou wil mooi hoor en jy verstaan nie hierdie woord nie, dan gaan praat jy met pastoor Henry daar in sy kantoor. Dan vertel hy vir jou, hoe sing ons hierso en hoe heilig is ons hier, en daarna, as ietsie jou pla, dan kom raak jy kwaad. Dan kan ons dit nog bietjie nader trek. Doen jou vrou iets wat jy nie like nie, of jou man, either way, dalk jou kinders, en van die wat kinders is, dalk jou pa en jou ma. Hoor julle kinders, daar is al die kinders, want almal hier so het 'n pa en 'n ma, so ons almal is nog kinders ook. Sien, dan word jy omgekrap, dan word jy kwaad, want hulle doen nie volgens wat jy wil nie. Hulle het jou te nagekom, of wat ook al jou rede mag wees. Toornigheid. So jy sien die Here sê, met hierdie toornigheid, as jy verder lees in die woord, dan sê hy, wie wat, jy moet nie gaan slaap met daai toorn nie. Mense gaan jou kwaad maak, mense gaan jou ontstel, dit is so. Maar hy sê, moenie sondig nie. So hy sê nie, as jy kwaad raak, dan is jy dadelik down the drain nie. Hy sê, wie wat, deal with it. Moenie dat daai ding groei nie. Want mense gaan jou kwaad maak. Mense gaan jou ongelukkig maak. Jy gaan toornig word. Maar dan vat jy daai toornigheid en jy vat dit hier na sy woord toe. En jy werk dit uit. Dan gaan hy dit vervang met liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, die hele lys. Maar as jy daai toornigheid gaan vashou, dan groei hy so hoë spits uit. En as jy daai mense sien, as jy in daai situasie is, dan vlam hy op. Sny af daai ding. Volgende enetjie, naaiwer. Dit was nogal 'n woord wat ek nie lekker verstaan nie. Maar dis as jy iemand niks gun nie. As jy afgunstig is op mense. En dit nogal van die hoe al hierdie goed eintlik soos 'n web in mekaar weef. En in my voorbereiding toe besef ek, jy kan nie net een dingetjie, maar baie keer dan is die een dingetjie wat jou gryp en jou haak. En dan groei dit. En dan word dit meer, en dan word dit, en dan word dit dat, en dan word dit soos en so. So moenie dat daai goed wat daar in die sirkeltjie uitgaan, posvat nie. Sny af daai goed, naaiwer, moenie afgunstig wees nie. Tweedrag, selfe storie, amper het vul in by daai ander, veroorsaak onenigheid, skei groepe of mense van mekaar. Tweedrag, gewoonlik, wie wat het jy gesien hoe's daai ene? Het jy gesien wat doen daai ene? Nee, stop dit. Tweedrag, skei van mekaar. En dan partyskap. Na die tweedrag, dan kies jy nou 'n wenner. Nee, ek gaan maar saam met Koos staan. Hy's meer reg as jy. Jy's verkeerd. Ja? Jy gaan nou na jou vriende toe, want hy gaan jou ondersteun.
Hy gaan vir jou vertel presies hoe verkeerd jou vrou regtig is, en die vrou gaan na vriendinne toe of salon toe. Daar is hy. En dan gaan hy haarkapper vir jou vrou berading gee. Mense, het gebeur. Want die dinge is, daar is tentakels waaraan ons moet werk. Daar's goed waaraan ons moet werk. En die ding is, die vyand verblind ons sinne. Daar's 'n skrif wat sê hy verblind jou, sodat jy dit nie sien nie. Want in jou lewensprentjie, dis hoekom ek sê, elkeen het sy eie prentjie daar. En elkeen se lewensprentjie is hy die ronde sirkel. As ek nou vir jou moet vra, wie is jy alright? Nee, ek is 100%. Want ons sukkel partykeer om dit te sien. En partykeer dan moet ons hierdie woord vat en dalk net bietjie draai. Sal nou by 'n skrif kom wat dit dalk ons ook verduidelik. Waar was ek nou? Partyskap, afguns. Waar is ons by afguns? Ja. Afguns is om jaloers te wees, te begeer van 'n ander. Kyk dalk na jou broer of jou suster en hulle is vry in die Here. Nou raak jy afgunstig op daai persoon. Jy kyk dalk na jou mede-kollega en hulle het 'n bevordering gekry. En dit moes nie so gewees het in jou raamwerk nie. Alhoewel jy dalk voel, jy verdien dit, die een wat die besluit maak, het nie dit besluit nie. Moenie dit afguns posvat nie. Moord is ook ene wat baie mense sê, weet jy wat, nee, ek's veilig hierso. Nee, daai een is rond. En dan totdat jy by die koninkryksbeginsels uitkom, en dan sê, wie wat, het jy al vir jou broer al Raka gesê? En jy dalk vir die taxi-drywer, wat jou laat amper verongeluk het, gesê, wie, ek hoop jy vrek. Het jy dit al gesê? Miskien het jy nie. Al kom sulke onbeheerste woorde partykeer uit jou uit in daai oomblik, as jou toren ontvlam. En dis hoekom ek sê, hierdie is so 'n netwerk van probleme. Jy kan nie net een pinpoint nie, want die een haak die ander een, en haak die ander een. En dis hoekom ons so op ons hoede moet wees teenoor dit. Want die Here sê, baie keer dan pleeg ons moord hier binnekant. Dronkenskap. Ag, pastoor, is net 'n enetjie. Net 'n kleintjie. Ek is nou die dag daar by die tyreplek. En die man wat daar staan, hy sê, nee, wie, hy is nou so moeg gewerk, hy gaan nou 'n kaptein vat. Ek dink toe, wat is 'n kaptein? Waar val jy nou uit? Waar, jy sê, is 'n see naby die man. Toe sien ek nie, hy haal die kaptein in die yskas uit. En dan vaar hy met hom see toe. Dronkenskap. So baie maklik wat mense sê, wie hy, ek drink 'n dingetjie en ek's nie dronk nie. Nou wil ek jou vra, kom ons sê jy's 0,01% dronk. Wanneer is jy dronk? Is dit by 10%, by 50%, 90%, 100%, 1%? Want ek vind baie keer, net na daai enetjie, dan verander daai persoon se woorde. En praat hy nie meer soos die ou wat nou net met my gepraat het nie. Het gesien hoe verder kaptein geseil het, hoe groter het die boot geword. So dronkenskap, pas op vir dit. Pas op vir die enetjie. Want jy kan hom beheer. Hy gaan jou les leer en hy gaan jou die leisels opsit en hy gaan jou ry. Brassery. Nou moet ons ophou. Ai. Oordadige eet en drink. Dit is wanneer kos jou beheer. Dis wanneer kos God se plek vat.
Dis 'n sensitiewe saak hierdie waarna ons nie moet raak nie. Praat jy van moord of iets, ons is veilig daar, hè? Ander mense het glad nie daai probleem nie. En dit is nie die kos wat die probleem is nie, net soos enig van die ander goeders. Kos is nie die probleem nie. Dis die sonde wat die probleem is. Dis die ander goed. By oorspel is dit nie die feit dat daar ander mans en vrouens geskape is wat die probleem is nie. Dis jou keuse wat die probleem is. Dis jou oë wat die probleem is. En dieselfde hier. Het gaan oor waarmee vervang jy God? Waar groei daai ding heen? Wie maak jou vol? En dit kom net by my op wat die Here sê, toe hy honger gehad het, fisies honger gehad het. Dan sê hy daar vir sy disippels 'n interessante ding, dan sê hy daar, ek het kos om te eet waarvan julle nie weet nie. Ja? 'n Voorbeeld, 'n voetspoor. Want dit gaan oor, wat is die bron? Waar lê die bron? Wat is die fokuspunt? En dis die verskil. Dis kom dan behoort dit jou glad nie te praat nie. Julle kan almal hierna gaan uit eet hoor. Dis nie sonde nie. Jy kan kos eet. Jou vrou kan vir jou kos maak ook. Kan 'n broodjie smeer. Maar moenie dat dit God se plek vat nie. En dan die laaste een is dergelike dinge. Nou aanvanklik toe dink ek die Afrikaans som dit eintlik op in al hierdie res. Want al hierdie goed is dergelik. Maar as jy gaan kyk, dan praat hy van noisy festivities en chaos, chaos. As jy by daai goede begin betrokke raak. Want God is 'n God van orde. God het altyd struktuur. Dit is nie chaos nie, dit is nie almal weet nie wat hulle doen nie. Want jy sien in daai chaos van die lewe, dis waar die Satan jou kry. Want jy verloor in chaos, verloor jy jou fokuspunt. So pas op vir dergelike dinge. En die rede hoekom ek dit vir julle sê, al hierdie goed, want dit weerhou ons van die heerskappy van God. Nou die dag vra iemand weer vir my, hoekom sien ons nie meer die gees van God werk nie? Is te veel sulke goed wat uitsteek. En ons werk nie aan dit nie. Heiligmakingsproses sê vir ons, identifiseer daai probleem. Sny hom af. Maak daai keuse. Jy kan kies of jy die kaptein uit die yskas uit gaan haal. En jy kan ook kies of jy die kaptein in die asblik gaan gooi. Amen. Jy kan kies of jy daai pyp gaan vat of jy dit gaan los. Nou ons was ons tabakboere gewees, is voor my tyd gewees. Ek was nog bietjie dalk baie kleiner soos my jongste dalk. Maar dit was wat die ouens geplant het daar. En interessant, my oupa kry hartaanval en die dokter wys, my pa vertel, weet nie of dit nou van 3 jaar oud af of van 4 jaar oud of wat nie, het hy daarso in die werkers by die stoor het hy tabakzolle gerook. Ja, hulle het hom gehelp. Sê, dis hoe jy hom rol en vou en snyf en alles doen. En dit was vir hom reg. En die dokter vat hom in en oupa lê daar kritiek, elke ding, ek weet nie hoeveel omleidings nie. En hy sê van wie wat, dis hoe jou gesondheid lyk, wie jy is volgende. Jy moet aanhou, hou aan. En in een oomblik maak hy 'n keuse. In een oomblik. En hy vat al die goed en hy gooi dit in die asblik en hy loop weg. En hy het nog nooit ooit weer sy vingers of sy hande aan dit gesit nie. Hoekom vertel ek julle dit? Is nie gemik op een of op nou op die tabakbesigheid nie. Is gemik op al hierdie goed. Want dit vat net een keuse. Een doelgerigte keuse. Net soos wat jy die verkeerde kant kies, so kan jy die regte kies. Die enigste ding is, jy moet net die verkeerde kant afsny. Want sodra jy hom los daar, gaan hy terugkom. En dan gaan hy weer vir jou sê, weet ek is nog hier. Jy het my bietjie vergeet. Weet jy, 'n week probeer. So kom baie keer met dieete, kyk bietjie. Mense dieet vir 'n tyd lank.
Maar as jy wil gaan kyk na die volgende aspek toe, dan kyk wat is die verskil tussen mense wat net gesond leef. Dit is net 'n keuse. Dit is nie maklike keuses nie. En hierdie is 'n konfronterende woord vir ons almal. En toe ek hier voorberei, toe sê ek, Here, regtig, ek moet hier voor staan en jy sê, is erger op my. Dit is 'n konfronterende woord hierdie. Maar die ding is vir ons as liggaam om vorentoe te beweeg, wat kies ons? Is ons bereid om daai keuse te maak? Of is ons gemaklik met die prentjie soos hy so is? Dalk is jou lewe so, alles is perfek. It's alright, dalk maar 'n paar foutjies. Maar die woord van vandag is, kom ons begin daai foutjies aanspreek. Kom ons begin dit onder God se spieël bring. En met die genade van die Here kan ons hierdie goed elimineer uit ons lewe uit. Want dit kontamineer God se heerskappy binne in ons. Want jy sien, as ons so bly leef, elkeen van daai tentakels van ons waarmee ons sukkel, as ons dit lank genoeg hou, gaan daar 'n vruggie voortkom. En op die regte oomblik, as die regte trigger trek, kan jy onthou, wat is daai ou prediker wat al dood, ek kan nie onthou wat sy ou se naam is, as ek dit byval sal ek julle sê, wat gesê het, wie wat, die duiwel werk so, hy beplan goed, hy kom nie net by jou en hy sê, jy sit in jou gesig, as jy vol is van die Here nie, en hy daar 'n voorbeeld, wat hy noem, hy sê, kom ons sê, jy ry uit by jou huis, nou ry jy oor die hond, maar jy is fine, maar dis nou hartseer oomblik, en jy verkwalik na jouself, en dit het nou gebeur. By die robot stop jy, nou ry daar iemand voor jou in. Nou gaan jy maar deur dit, nou kom jy daar laat by die werk aan, want al hierdie rigmarols wat gebeur het, nou skree jou baas op jou. Want daar's 'n deadline wat agter is. En hy is teleurgesteld aan jou. En hier op die einde van die dag, dink iemand hulle wil goed doen vir jou, en hulle bring vir jou 'n koppie koffie, en hulle smy die hele beker op jou uit, want hulle het getrip oor 'n tou wat iemand anders te laat lê het, en jy is bevlek, en jy is dadelik kwaad, en die persoon wat wil goed doen, sê jy dan, regtig is dit nou nodig. Maar jy kook so, jy klim in jou kar, en jy gaan huis toe. En jou vrou is so opgewonde, want sy het 'n great dag gehad. Julle kan die rolle maar speel soos julle wil. Maar, sy het die kar se deur oop vergeet in die garage, toe sy jou slab chocolates uithaal. En jy so kwaad en jy sien dit nie, jy ry om binne in die kar se deur vas. En toe jy sien, toe sien jy rooi. En jy verskeer al, of wat ook al. En dit is wat hierdie ou sê, hoe die Satan werk, want hy wil 'n wig inslaan in die huwelik in. Maar hy het nie 'n opening vir die huwelik nie. So nou gaan jy deur hierdie hele dag, daar gebeur klomp goed van jou, en elke keer chip dit 'n stuk van jou weg, en dit maak jou oop. En hy het dit so beplan, want hy wil nie hê, hy worry nie vir die ou wat vir jou ingery het nie, en hy worry nie vir jou baas, of vir die, dalk is hy nie eens bekeerd nie, hy worry oor jou vrou, en hy worry oor jou man, want hy wil jou huwelik hê. Jy sien, maar as ons daai goeters kan begin aanspreek, dan kan ons op ons hoede wees. En as hierdie goed ons pad langs kom, dan kan ons dit begin uitkleed, daai leuns, met die vrug van die Gees. So wanneer jy by die huis kom, dat jy daai situasie reg kan hanteer. Jy sien, dis ons keuse. Gaan ons dit vat, of gaan ons dit los? Gaan ons besluit ons wil geestelik groei? Gaan ons die vrug van die Gees wil dra? Of gaan ons die vrug van die Gees wat binne in ons is,
keller met 'n slegte vrug van 'n area van ons lewe wat uithang. En hoe meer van daai areas ons het en hoe groter hulle is, hoe meer hou vas gaan die vyand op jou hê om jou te manipuleer. So dis hoekom ek sê, kom ons identifiseer dit en ons sny dit af. En die volgende ding, as ons weer daai prent net kan gebruik, vir ons om te verander, vir ons vir daai sterretjie om te verander, moet ons 'n boundary skuif. Boundary is daai swart lyne. Nou hoe dit werk is baie maklik vir iemand om te groei na iets toe. Daai boundary skuif jy maklik. Vra dit as jy so bietjie ouer word. Jy het so belt, nee, dan sê so. En daai boundary van daai belt skuif maklik. Elke jaar. Dan skuif hy. Want jy kan groei. Maar probeer bietjie daai boundary kleiner maak. Jy nou sê niemand amen nie. Toe maar ons sukkel maar ook hoor. Om daai boundary in te klim, om daai uitstekels af te sny, is baie moeiliker as om die boundary groter te skuif. Want die ding is, dit is 'n leefstylverandering wat moet plaasvind. En die probleem is, jy's gewoond, jy's 'n sterretjie. Jy's gewoond, jy's 'n sterretjie. Jy's gewoond aan jou hoeke, jy's gewoond aan jou kante. Jy's gewoond aan jou veilige hawes. Om daai ding te sny en dit te elimineer beteken jy kan nie wees wie jy was nie. En saam met dit wil ek vir julle sê, die vyand gebruik dit om jou identiteit aan te val. Maar dit is 'n leuen, want die Here wil hê jy moet wees wie jy moet wees, wie jy geskape is, wie jy geroep is voor in Christus. So eintlik wil hy hê jou ware identiteit moet uitkom. So is bietjie moeiliker om daai grys stukke af te sny. Maar as ons nie begin nie, en as ons dit nie kan identifiseer nie, gaan dit bly. Want partykeer kan ons nie groei in 'n area van ons lewe nie, omdat daar grys hoeke is wat uithang. So ons moet daai boundaries, moet ons begin shape. Ons moet dit verander, om by God se boundaries in te pas. So ons kan nie aanhou en aanhou en aanhou in dieselfde trant vorentoe nie, niks verander nie. Identifiseer en maak 'n keuse. So partykeer, as ons buite God se boundaries optree, moet ons dit inperk, en as jy dit kan afsny, is dit nog beter. Alleenlik, dan kan jou beeld verander, om by die beeld van Christus te pas. Vir daai sterretjie, om 'n sirkel te word, moet hy sy hoeke verloor. En die ingeknakte dele moet uitstoot. En dis waar Genesis 1, wat ek vir julle gelees het, inkom. Jy's na sy beeld geskape. En dit moet ons fokus wees. Vir ons om sy beeld te bereik, moet ons shape verander. En daai proses noem ons heiligmaking. En om daai proses te kry, en ek's besig, ek sluit af, so julle kan kalm raak, is daar 'n paar punte. Identifiseer. Identifiseer wat se vorms is daar in jou lewe, wat nie soos Christus lyk nie. Punt 2, dan moet jy die keuse maak, gaan jy dit verander, of nie? Want daai keuse kan jou pastoor, of jou man, of jou vrou, of jou kinders nie vir jou maak nie. Ons kan jou nie verander nie. Jy moet self kies, wat gaan jy doen? Gaan jy dit verander? Gaan jy dit afsny? Gaan jy shape verander? En dan, punt 3,
groei in Christus. Met ander woorde, dit verwys na 'n veranderende lewenspatroon. En die punt nommer 3 is baie belangrik. Want as jy dieselfde patroon gaan volg as wat jy gevolg het, al het jy die keuse gemaak, dan gaan die uitkoms dieselfde wees. So jy moet jou lewe verander. Jy moet, kom ons gebruik 'n voorbeeld van iemand wat hoeveel woorde uit sy mond uitkry. Nou sê hy by hierdie vriende, dan hoor jy die woorde vloei vrylik. En dan stap die pastoor of die dominee in, dan hoor jy daai ou praat nie een lelike woord nie. So, waar lê die probleem vir daai verandering? Want party mense wil dit in hulle hart doen, maar omdat hulle na omstandighede inbeweeg, dan trigger dit en dit sit daai patroon aan die gang. So wie wat, partykeer moet jy of vir jou vriende sê, wie wat kerels, dit stop hier, of jy sê vir hulle, wie wat, as julle nie my gaan help, of my keuse gaan ag nie, dan dink ek hierdie vriendskap moet dalk stop. As sy. So, veranderende lewenspatroon. Jy kan nie dieselfde siklus volg nadat jy jou probleem geïdentifiseer het of jou keuse gemaak het nie. Punt nommer 4. Wees waaksaam vir versoekings. En dit meng so half in daar met die vriende se kant. Want daar is sekere goed wat ons trigger. Want partykeer doen ons alles en ons groei en ons gaan goed, maar daar's triggers. Net daai ding, wees waaksaam vir daai trigger, identifiseer dit. As jy dit geïdentifiseer het, dan moet jy dadelik op jou hoede wees, want die uitkoms van daai ding is nie goed nie. Dis hoekom dit daar is. Ek het julle nou die voorbeeld gegee van wat daai persoon gesê het, hoe die duiwel werk. Wees waaksaam vir die versoekings. En saam met wees waaksaam, wanneer jy daai versoeking identifiseer, moet jy oor dit heers. Want hierdie hele woord, vandat ek julle gevat het, reg aan die begin, dui op heerskappy. En toe jy Christus aangeneem het deur bekering en wedergeboorte, het hy vir jou Adam se heerskappy herstel en vir jou gegee, die tweede Adam. En dan moet jy daaroor heers. En ons weet almal met die versoeking, het hy geheers met die woord van God. So wanneer jy dit sien, kry vir jou skrif. Kry vir jou die antwoord uit hierdie boek uit. En heers oor daai versoeking met die woord. En punt nommer 5 is 'n bemoediging. Want hy sê daar, Paulus sê dit, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar dit hang af, ek weet nie waar is jy in jou lewe nie. Maar ek het al 'n paar goed beleef in my lewe wat ek vir die Here sê, Here, ek kan nie. Hierdie man's over and out. My krag is te min. En dan bemoedig die Here jou altyd met hierdie skrif. Jy is tot alles in staat. Miskien kan ons 'n bietjie sê. As jy hulle vrymoedigheid uitneem, sê 'n bietjie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Moenie dat die vyand jou daai leuen kom verkoop wat sê jy kan nie. Dis te hoog, dis te groot. Jy kan nooit verander nie. Jou oupa was so, jou pa was so, jy sal ook so wees. Moenie daai leuen glo nie. Want ek is tot alles in staat. Die verantwoordelikheid, en dis die laaste sin wat ek gaan lees, en wil ek vir julle tog maar net hierdie vers lees. Die verantwoordelikheid om te verander is niemand anders sin. Dit is joune alleen. Die verantwoordelikheid om te verander
is niemand anders te sin nie, behalwe joune alleen. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê die woord van God die volgende. Hy sê die Here is die Gees. Skort die Gees van die Here. Skort sy Heilige Gees. En dan sê hy verder, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Daar sny hy daai kante af. Want die Here het geweet, in my en jou krag is dit onmoontlik. As jy vasgevang is in een van daai werke van daai vrug, uit jou eie krag uit gaan jy probeer. Maar daar waar die Gees van die Here is vryheid. So ek wil vandag vir jou uitdaag. As hierdie woord tot jou hart gespreek het, gaan maak dit jou eie. Gaan identifiseer jou tekortkominge. En ek wil dit weer benadruk. Dis nie my werk om jou tekortkominge uit te wys nie. Ek moet myne uitwys. En as jy dan sukkel, dan gaan jy na 'n veilige hawe toe. Na jou vrou, na jou man toe. In veiligheid. En jy vra, weet jy wat, help my, want ek doen iets. Ek sien my vrou is vrot. Help my, want ek weet nie wat is dit nie. En so 'n persoon het nie. Dan kom hierso na pastoor Henry toe, of na een van die beraders toe, waar 'n veilige hawe is. Dat hulle jou kan help. Nie om te help om dit op Facebook en WhatsApp en allerlei goed te sit nie. 'n Veilige hawe. Sodat ons kan vorm na die beeld van die onsienlike God. Want Christus was daai beeld, sê die skrif. Christus was die beeld, hy was vir ons die voorbeeld wat ons moet volg. En ons kan dit net doen as ons besef, ons prentjie lyk nie so sy prentjie nie. Daar's veranderinge wat moet plaasvind, sodat ons kan vorm verander, sodat ons vernuwe kan word na die gees van ons gemoed, soos wat Paulus dit beskryf. So ek wil net so 'n minuut of wat gee, elkeen van julle, net daar by julle self, dat ons met die Here praat, en dan bid jy tot God, en jy vra, miskien is jy okay, maar dalk is daar ietsie wat jou hinder, om die volheid wat hy vir jou instoor het te bereik. Kom ons bid saam, en dan sal ek oorvat nadat ek julle tyd gegee het. Dankie Anton. Yes, God. Ja, Here. Ja, Jesus. Lord, I'm sorry. Ja, Here Jesus. Wees ons naby. Oh God. Oh Lord. Ag Here, help my. Yes, Lord. Yes, Jesus.
is 'n volk wat partykeer mislei word deur die leuns. Die vyand ons breek. Maar Here, ons wil vandag 'n verklaring maak, Here, dat ons is moeg vir dit. Ons wil die Gees, Here, toelaat om in ons te werk. Here, sodat ons kan identifiseer wat nie van U af is nie. Dat ons alles kan afsny, Here, wat gewortel is in hierdie wêreldse stelsel. Here, dat ons kan groei en vrug dra vir U koninkryk. Here, dat ons heerskappy opnuut weer sal opneem. Here, sodat U Gees kan vaardig word binne in ons lewe. Here, ek bid vir U beskerming vandag vir elke persoon wat besluite geneem het. Here, ek wil bid, Here, dat die Gees elke persoon sal ontvou in hierdie maand. Dat U ons hande sal sterk maak, Here. En ook as ons vermoeid en belas word, Here, deur die sorge van hierdie lewe, bid ek vir Arends Vlerk, Here, ons op te tel en ons weer krag kan gee. Here, ek bid vir die brood van die lewe. Here, U water, die lewende water, wat ons gees laat opkook, ten spyte van ons omstandighede buite ons. Here, omvou ons vandag in die liefde en maak U woord vas in ons hart. Here, want daar is 'n skrif wat sê, ons het die heiligmaking nodig, maar sonder